Ek sê vir jou die oggend toe Johan vir my bel, dink dit was 4:15, 4:30 die oggend. Dis soos 'n skok daar in die bed. Ek lê daar, nou sit 'n lê en sluk ek so. Nou wat moet ek nou vir hom sê? Hy bly so stil. Ek sê Johan, nou wat nou? Hy sê nou is ons in dit, ons moet dit nou maar aanvat. Op plase reg oor die Wes-Kaap is vee meer as net 'n bron van inkomste. Dit is 'n leefwyse, 'n nalatenskap, 'n toekoms. Maar hierdie werklikheid kan binne dae verander wanneer 'n onsigbare bedreiging sy opwagting maak. Provincial authorities say they are making every effort to contain foot-and-mouth disease in the province. The 21-point plan includes movement control of livestock in areas where cases have been reported. We call for anybody who travels on and off farms, whether you're delivering feed, whether you're a vet, please let's keep those visits down to a minimum. Sondagoggend gewees, het die uitbraak gekom, toe stel ons letsels op die koeie se spene op, en dit was die oggend gewees, en die middag toe sa sommer 50, 60 koeie wat ons kan sien wat begin simptome wys, wat monde wat begin kwyl, en hy het sommer vinnig, en dag daarna nog 100, en so het is binne 'n week het hy. Het is opgeëindig op amper by die 400 koeie. Hy het baie vinnig versprei. Dit was verskriklik geweest hoe vinnig hy gekom en versprei onder die kudde. Foot-and-mouth disease is contagious, viral and animal disease. It mostly affects cloven-hoofed animals. Highly infectious. It's got quite a high economic impact and is controlled by the state because of its high virulence, that is, it spread very easily over animal populations. There are 7 serotypes of FMD, but in South Africa we've got about 3 serotypes. We call them South African territories, set 1, 2 and 3. Wanneer bekkenklauseer uitbreek, raak dit nie net individuele plase nie. Dit raak 'n hele bedryf. Veesektor in die Wes-Kaap is 'n uiters belangrike sektor, nie net vir die veeboere en die breër gemeenskap nie, maar ook vir die ekonomie van die Wes-Kaap. As ons na statistieke kyk, dan is dit verantwoordelik vir ongeveer 14,4 miljard rand se inkomste en dit skep ongeveer 43,000 permanente werksgeleenthede. Wat beduidend is, sien dit ongeveer 22% van die provinsie se permanente werkersmag het. So veebedryf speel 'n groot rol in die Wes-Kaap se ekonomie en se landelike ekonomie, en wat hierdie syfers nie noodwendig vir ons aandui nie, is die fynere nuances van kleiner dorpe, byvoorbeeld in die Karoo, wat uit en uit gebou word rondom 'n veesektor. Daai landelike ekonomie, werkskepping word alles gedryf deur die veesektor, en met 'n siekte soos bekkenklauseer wat die veesektor bedreig dit nie net boerdery nie, maar dit bedreig werklik ook landelike gemeenskappe. Vir sommige produsente het die bedreiging 'n werklikheid geword. Dit vat tyd om melkproduksie konstant te kry, want ons eintlik 'n konstante melkproduksie en goeie kosinnames, en dit het eintlik goed gegaan met die melkstal, en dit binne 'n kwessie van 5-6 dae duik dit so in die hek dat dit amper voel, hoe gaan jy nou weer opstaan na so iets? En dan was dit maar die koste-implikasie. Dan maak jy somme in jou kop, die melk is 14 liter af, maal 30, jou voerrekening is dieselfde, jou medisyne omtrent vir 3-dubbel, jy het verhogings gegee vir jou salaris in maart, al daai goeders, dieselprys gaan op, so dit het maar, ja, dit het maar ou seer gemaak. In die eerste maand, as jou kudde positief is, verloor jy omtrent so R15,000 per koei vir die maand. En dit skryf hulle toe aan jou melkproduksie, wat omtrent met 40% daal. Die koeie is siek, hulle het koors, so hulle eet nie en hulle wil nie melk produseer nie. Almal gee vir jou raad, maar hulle gee vir jou raad oor 'n foon. Niemand weet fisies wat hier aangaan nie. En daar wil die mense hulle na toe kom, as hulle nie, hulle kan nie. Die voete ou kan nie kom nie, die veearts kan nie kom nie.
Die een voerhou het gebel, nee, die ander plase wil jy moet voer aflaai nie. Sulke tipe goeder, so die mense behandel jou maar soos malaat, so dit het maar seer gemaak. Voordat die siekte na die Weskaap te versprei het, is daar een ding wat ons verseker geweet het. Sou hierdie siekte uitbreek en versprei onder ons lede, gaan dit enorme ekonomiese verliese vir hulle hê. En dis nie net ekonomiese verliese waarvan ons praat nie. Ons het gelees in die media van die enorme psigiese en sielkundige effek wat dit ook op boere het. En ons het vir mekaar gesê, sover as wat ons by magte is, kan ons nie toelaat dat dit gebeur nie. En dis die rede hoekom ons betrokke geraak het en van meet af met die staat gepraat het en gesê ons is bereid om sekere rolle te vervul en op die einde van die dag eintlik maar die administratiewe rol rakende back and closer met betrekking tot bewegingsbeheer vervul het en die uitrol van die plan daarvan. So ja. In Desember het hy bietjie nader aan ons area beweeg. Dit was maar redelik stresvol en ons het maar 'n paar goedjies gedoen om onsself te beskerm. En ons het ook onmiddellik begin met biosekuriteit in te stel by die plase ingang. En dan alle voertuie wat moet inkom word ontsmet. Die drywers word se hande en voete word ontsmet. So of dit werk weet ons nog nie want ek dink ons weet baie min van hierdie siekte en hoe dit versprei en hoe dit regtig van plaas tot plaas gaan. It spreads very easily within the animal populations, but there is a form of direct spread that is from animal to animal. And with that one, it spread through movement of animals, your nasal secretions, it could be your vesicular secretions, all the fluids which comes out of the animal. And then the second form of spread is indirect. That is, it can be spread by droplets, moved either by the feed, by vehicles, by clothing, and it can also be airborne. Vaccination would be the last you use for controlling the disease. Under normal circumstances, you would use movement control, biosecurity, and separate all your animals. And where the vaccination comes, when your disease, as in this case, is almost out of control, you would use vaccination. Vaccination is mostly to lower the viral shedding. If you've got a farm which is already infected, you would ring vaccinate. That is, vaccinate all the farms around it, trying to limit the spread. Toe die eerste uitbraak van bekkenklou hier in ons area gekom het, het ons gelukkig met die hulp van al die rolspelers wat saamwerk en 'n bydrae gelewer het, binne 2 weke van die eerste positiewe kudde het ons omtrent al die melkkuddes in die area geënt gekry. So dit was baie gerusstellend om te weet jy het daai bietjie beskerming. We have a very good relationship with the private vets generally. With FMD, what is happening is there is an application for farms which needs to vaccinate preemptively. The farmer would apply and appoint a private vet, and the private vet would take that form to a state vet in their area. It would come to myself, to my office, where we approve that application. And together we look at high-risk farms. We try to assess together with the industry, private vets, and then the state vets, and we prioritize those. Daar is maar tegniese goed wat boere nie altyd verstaan nie, maar ek dink die stelsel werk eintlik goed. Soos in ons geval het ons dan nou al daai beeste ingestuur en dan het hulle vir ons toestemming gegee en ook soos die boere aansoek doen. Die ou wat eerste aansoek doen, het eerste toestemming gekry met die beginsel van in die kwarantyne area eerste. En dis maar hoe ons die enstof dan gekry het. Maar ek mag geen ander boer ent met daai enstof nie. Ek mag net die boere ent wat op hulle lys is en dan moet ek van elke beeste wat ek ent vir hulle verslag gee. So ek moet die leebotteltjies vir hulle teruggee. Sê hier is die leebotteltjie van 50 dosisse, hier is die 50 beeste wat ek geënt het. Se nommers. En op daai beginsel het ons gewerk. So hulle moet van elke milliliter moet hulle weer kan verantwoording boontoe opdoen. Wat goed is, want daar moet naspeurbaarheid wees in die eerste plek en na tweede plek moet mens korrupsie en sien maar goed uit die hand uit verkoop probeer beheer dat dit nie gebeur nie. Die uitdaging bly enstof. Dit is ons hoofuitdaging, die beskikbaarheid van enstof.
En dit kom van nasionaal af. As ons môre genoeg enstof kry, dan stop ons die siekte in sy spore. Al moet dit net deur 'n veearts gedoen word, ons sal reël dat dit gedoen word. So alhoewel die eerste uitbreek in November 2025 in die Weskaap plaasgevind het, het ons reeds in Julie 2024 besluit toe daar baie uitbreke op ons grense was dat ons gaan 'n plan moet maak en dit irrasioneel sal wees vir ons om te wag tot back and closure na die Weskaap te kom voordat ons planne reg kry. So reeds in daai tyd, amper 'n jaar en 'n half voordat daar uitbreek in die Weskaap was, het ons gebeurlikheidsplanne opgestel en ons het alle rolspelers bymekaar geroep om te verseker dat almal weet wie is wie moet met mekaar praat en sou ons 'n uitbreek hê, wat moet elkeen doen op daardie stadium. So as ons dan kyk toe die uitbraak in November 2025 plaasgevind het ons teoretiese beplanning en die praktyk het toe bymekaar uitgekom en ons het ook daarvan besef dat daar soos verskeie aanpassings en verstellings wat ons aan die plan gaan moet maak. Ons het op daai stadium besluit dat in samewerking met Kolonel van die Westhuizen ons 'n gebeurlikheidsplan gaan moet opstel wat duidelik definieer wie se rolspelers wat hier moet saamwerk en wat elkeen moet doen. En daai plan is afgebreek tot op 'n 0 tot 'n 48 uur van laat 'n uitbreek plaasgevind het, 'n 48 uur tot 1 week, 1 week tot 2 weke en dan aan en dit sê vir ons wie moet wat doen, watse knoppie as te ware moet jy druk om wat te aktiveer om te verseker dat ons 'n bewegingsbeheerplan in plek het, seker maak dat alle rolspelers moet weet wat hulle moet doen. En as ons so klein bietjie aankyk van November 25 af na Februarie 2026, het ons verskeie uitbreke gehad en ons het in informele areas uitbreke gehad en op melkplase uitbreke en dit was nie meer net gelokaliseer tot een area in die Weskaap nie, maar verskeie areas en gelukkig voor dit het ons gesit en vir mekaar gesê, sou so iets gebeur, gaan ons nie meer effektief wees as ons net een punt het waarvandaan ons die bewegingsbeheer en die totale plan probeer uitrol nie. Met die uitbreking van back and closure het die Weskaapse Rampbestuursentrum 'n sleutelbesluit geneem om Agri Weskaap te versoek om die provinsiale back and closure gesamentlike operasionele sentrum te koördineer. So ons kyk na wat al die risiko's is in die provinsie in elke sektor. En natuurlik is diere siektes is 'n groot ding wat ons na kyk. Ons het al in hierdie sentrum varkgriep gehanteer, ons het 'n hele klomp voëlgriep insidente gehanteer. So ons werk is eintlik maar koördinering. Ons sal nie die beheer vat oor dit nie, daar is wetgewing wat die departement die mag gee en die mandaat gee om te doen wat hulle doen. Maar in 'n groot ramp soos daai het jy die polisie nodig, jy het die verkeersmense nodig, jy het 'n gesondheid nodig, daar's 'n kommunikasie aspek. So ons werk is eintlik maar om al daai komponente bymekaar te kry en dan te ondersteun met die koördinering sodat die mense van landbou en van dieregesondheid kan aangaan om hulle werk te doen, wetend dat hulle ondersteuning het van wetstoepassing want dit word gekoördineer sentraal. Ons het gepraat met distriksmunisipaliteite want elke distriksmunisipaliteit het sy eie rampbestuur afdeling en sentrum en ons het die plan wat ons opgestel het vir die eerste uitbreek uitgerol en gedeel met al daai rampbestuursentrums en hulle het beheer gevat oor hulle eie area uiters effektief en vandag soos ons hier sit het elke distriksmunisipaliteit se rampbeheersentrum 'n plan wat hulle implementeer wanneer daar back and closure uitbreek sou voorkom. Hulle rapporteer na ons op 'n provinsiale vlak waar ons die hoof is van die provinsiale JOC wat weer op ons beurt rapporteer aan die provinsiale rampbestuursentrum. Vanuit hierdie JOC is inligting gedeel, hulpbronne ontplooi en reaksies gesinkroniseer. 'n Bewys van wat bereik kan word wanneer die staat en georganiseerde landbou hande vat. Ja, ek dink eerstens die back and closure is 'n krisis in ons provinsie, 'n ramp, en daarom is ons bevoorreg om van georganiseerde landbou se kant af in te skakel by die provinsiale rampbestuursentrum, en waar ons deel vorm van die aanvanklike weeklikse vergaderings en nou 2 weeklikse vergaderings. En dit is belangrik want die provinsiale rampbestuursentrum koördineer alle rolspelers om hierdie ramp te bestuur, spesifiek die back and closure, as ook ander rampe wat ons al in die verlede ondervind het. So dit is belangrik, Agri Weskaap saam met die RPO Weskaap het aanvanklik in 2024 al begin om te kyk om voor te berei vir 'n moontlike uitbreking van back and closure, beheerlikheidsplanne daar gestel
En met die Gouda uitbreking verlede jaar in November het ons gesien hoe ons dit kon beheer in samewerking met die departement en veeartseny. En toe dit nou verder geëskaleer het, die uitbrekings in die provinsie en dit verklaar is as 'n ramp en dit onder die provinsiale rampbestuursentrum geresorteer het ons onmiddellik ingeskakel en vorm ons deel van hierdie beplanning en koördinering om die verdere verspreiding van die virus te beperk. Maar die slegte ding is wat ons nog nie regtig weet nie is, hoe lank vat dit om uit daai probleme uit te kom? Want jy moet ook onthou, 'n koei wat siek is, sy konsepsie is byvoorbeeld, dit help nie as jy gaan die koei insemineer nie, want hy gaan nie dragtig word nie. So, en saam met dit verloor jy ook 'n klomp van jou aandeel, jy verloor 'n klomp kalwers. So vir die volgende 2 tot 3 jaar gaan jy minder diere melk. Jou aandeel is agter. So jou kudde gaan krimp. Maar wat verby is verby, dis water onder die brug, daai geld is weg. Jy gaan dit nooit weer terugmaak nie. Soos ons nou die bek en klou gekry het met 'n enting wat ons reeds gehad het, dink ek is jou implikasies aansienlik laer as iemand wat dit amper sê gekry het wat glad nie geënt is nie. As ek nou maar net luister hoe dit is waar nie geënt is, dit is eintlik maar soos 'n donker wolk wat oor jou sak en ek dink die donker wolk gaan weer optel of dit gaan seker baie swaar optel. Dis 'n langtermyn effek. Hierdie bek en klou is nie net vir nou 6 weke en is verby nie. Jy gaan hom nog September, Oktober maand gaan jy nog nagevolge hê. So dis 'n hele rollercoaster effek die ding. Die stryd teen bek en klou vereis noue samewerking tussen die staat en die bedryf. Elke rolspeler dra by tot die groter prentjie. Ja, ons het begin waar ons 'n plan opgestel het. Ons het besef ons gaan verstellings maak. Daar verstellings is aangebring. Ons het dit uitgerol en gedesentraliseer en op hierdie stadium het ons 'n stelsel wat ons voel goed werk om op grondvlak te verseker dat ons die regte implementeringsstappe kan neem sou daar uitbreke is, maar ook waar kommunikasie goed vloei sodat ons op 'n provinsiale vlak 'n prentjie kan kry van wat in die gang is, wat dan natuurlik belangrik is om dit weer na 'n nasionale vlak te deur te gee. Bek en klou toets die bedryf, maar wys ook die krag van samewerking. Ek dink die belangrikheid van goeie verhoudings, goeie netwerke het hier nou na vore gekom en net weer bevestig hoekom ons doen wat ons doen tot voordeel van ons lede op grondvlak. Want 'n individuele lid kan ook nie al hierdie rolspelers bymekaar kry nie. En daar dink ek het ons 'n enorme bydrae gelewer en sal steeds bly lewer, want dit is georganiseerde landbou se mandaat om op 'n georganiseerde, geordende manier alle rolspelers te betrek om op die einde van die dag ons einddoel ook te bereik. En dit is om ons lede te beskerm vir alles wat buite die plaashek gebeur en dan ook te verhoed dat dit binne die plaashek oorspoel. So ek dink daai rol is net baie duidelik bevestig tydens hierdie krisis. Agri Weskaap en die RPO Weskaap bly verbind tot die beskerming van ons boere en die toekoms van landbou. As koeie se melk begin terugkom, so ja, dit is positief. Dit was 'n baie emosionele tydperk om deur te gaan, maar ek voel dat ons almal voel baie beter nou oor die siekte. Ons kon hom baie erger gehad het, maar ja, daar was genoeg pyn gewees. Ek wil hom nie weer oor hê nie.